Liefdevolle Vader, dankie dat U iemand is wat mense soek wat verlore is. Dat die mense wat bietjie sukkel op pad hemel toe kom bemoedig. Seën ons terwyl ons luister na die verhaal van die een verlore muntstuk. In Jesus naam. Amen. In hierdie gelykenis kyk ons na sondaars wat verlore is en nie weet dat hulle verlore is nie. Dis miskien jy of ek. Ons gaan kyk met watter liefde, sorg en deeglikheid ons hierdie soort mense moet gaan ondersteun. Maklik om te veroordeel, nie so maklik om te ondersteun nie. In die vorige gelykenis het ons na mense gekyk wat weet dat hulle verlore is, maar nie weet hoe hulle weer by die kraal van die herder kan uitkom nie. Of watter vrou wat 10 silwerstukke het, silwermuntstukke het, en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, hey, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. Ek sê vir julle, net soos daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ek kan God bly maak. Dis 'n groot gedagte. As ek my bekeer, kan ek God se hart bly maak. In die ooste het die huise van die armes net een kamer sonder vensters gehad. Dit was baie donker. As 'n geldjie in daardie stowwerige grond geval het, was dit 'n nagmerrie om dit weer in die hande te kry. Dus jy moes 'n lampie aansteek en daardie vloer deeglik vee. Die vrou se huweliksgeskenk het gewoonlik uit 10 geldstukke bestaan, wat sy baie versigtig opgepas het, sodat sy dit eendag aan haar eie dogters kon gee. Ons moes mooi goeders vir ons kinders gee. 'n verlore muntstuk was 'n ramp. En as jy om later in die hande kry, was daar 'n gejubel. Ek ken dit. Ek weet baie keer dat lek iets en dan weet ek nie waar's dit nie. As ek het kry, is ek so bly. Die buurvrouens was dan saam met daardie buurvrou bly gewees. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. Is dit? Lukas 10 sê, ek sê vir julle, nou hier is 'n pragtige beeld van 'n vrou wat iets gekry het wat verlore is. En nou vat hy dit verder. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Hulle jy gejubel. Sê ek en jy ons lewens aan hom toewy. Het jy al iets baie kosbaars verloor? Net soos die vorige gelykenis vertel hierdie een ook, dat as jy deeglik gesoek word, as jy die verlore item met groot vreugde gaan terugkry. Maar die 2 verhale stel ook 2 verskillende groepe mense voor. Die verlore skaap weet hy is verlore. Hy het die herder en die trop verlaat. Hulle weet nie altyd waarheen hulle loop nie. En hy kan homself nie help nie. Hy bly maar net daar. Hy verteenwoordig mense wat besef, hulle het van God weggedwaal. Hulle is verpletter, hulle is verneder, hulle is in die moeilikheid. Die verlore muntstuk verteenwoordig die verlore mense wat in sonde beland het en wat geen benul het van hulle geestelike haglike toestand nie. Hulle besef nie dat hulle van God vervreemd is nie. Hulle verkeer in doodsgevaar sonder om dit te besef. En miskien in jou vriendekring, in jou huisgesin, jou families, is daar so iemand. In hierdie gelykenis leer Jesus ons dat die onverskillige sondaar die voorwerp van God se liefde en van sy teerheid is. Hulle moet gesoek word en na hom teruggebring word. Hulle kan miskien in jou familie wees, soos ek gesê het. Die skaap het ver van die trop afgedwaal en in die wildernis en berge soek geraak. Die muntstuk het in die huis weggeraak. Hey, hier in die huis.
in die familie, in die gesin. Dit was sommer hier naby, maar dit het deeglike werk gevat om hom weer in die hande te kon kry. Hierdie gelykenis praat met ons oor ons gesinne. Het is so maklik om agterloosig te raak, sonder dat ons agterkom dat een van die kinders besig is om af te dwaal. Jy het dit gesien en ek het dit gesien. Wat doen ons met die kosbare geskenk van ons kinders en ons dierbares wat God aan ons toe vertrou het? Hy het gesê, hier is kinders, ek vertrou het aan julle toe. Nie teenstaande in die feit dat die muntstuk tussen die stof en vuil goed lê nie. Bly nog baie gesogte eenheid. Een keer 'n vrou besoek. Haar seun is as 'n moordenaar opgehang. Sy was so lief vir daai kind. Nie minder lief oor sy val nie. Net so met elke geval sonder, afgesien van hoe die sonde hom of haar verniel het. Hulle bly ontsettend kosbaar in die oë van God. Het jy die gedagte gekry? Jy is kosbaar in God. En daar waar aan die straat lê, bedwelm nou dwelms. Hy is kosbaar vir God. Soos wat daar die muntstuk die kop van die koning dra. So die mens sy skepping ook die beeld van sy koning gedra. Op 'n tyd. Ons was meesterlik, koninklik besonders in die paradys. Alhoewel die sonde ons verniel en lelik gemaak het, is daar nog spore in ons van hom wat ons geskep het. En elke mens is daar so 'n stukkie mooi van God. Dit is God se groot begeerte om sy beeld van geregtigheid en reinheid weer in ons te herstel. Ek ken mense wat hierdie ou karre koop. Hulle het daar op 'n skrootwerf. En dan bou hulle daai kar op. En dan sê hy 'n spogkar. Meer is werd as wat hy vroeër was. Alhoewel net een van die 10 muntstukke verlore geraak het, sal sy nie ophou voordat sy dit gekry het nie. So ook in ons gesinne. Kom ons doen alles om daardie een verlore lid van die familie terug te kry. En jy bid miskien op die oomblik vir daai kind. Daai kleinkind, agterkleinkinders. En kom ons ondersoek ook sommer ons eie harte. Is dit moontlik dat ons die oorsaak is dat ons dierbare kinders van die Here weggedwaal het? Wat 'n voorbeeld het ek gestel vir my kind? As daar 'n kind is wat onbewus is dat hy in sonde leef, het ons as ouers 'n baie groot verantwoordelikheid. Bid, bid, bid. Moenie verwyd nie. Bid, bid, bid. Kom ons steek 'n kers van huisgodsdiens op en lees die Bybel. Watse tydskrifte en boeke lê in ons huise rond? Nou watse programme kyk die gesin op die televisie? Watse musiek word daar in ons huise gespeel? Kom ons kyk bidend en deeglik waarom een van ons kinders afgedwaal het en daai kind weet dit nie eers nie. Kom ons kyk na ons eie gewoontes, want 'n kind is geneig om soos sy ouers te leef, aardjie na sy vaartjie. Met watter stemintonasie praat jy en jou vrou met mekaar? Wat se klanke hoor die kinders? Sommige van ons is so aktief met die dinge van die Here besig, terwyl ons kinders nog nie die vreugde van God se liefde ervaar het nie. Dan maak ons soms ook die fout om die redding van ons kinders aan die predikant of die onderwyser oor te los. As ons hierdie pad loop, is ons besig om ons Godgegewe taak te verwaarloos. Ons moet daai kinders grootmaak. Die opvoeding van ons kinders om Jesus te leer ken, is die noodsaaklikste diens wat ons as ouers aan God kan bied. Dit is 'n moeisame werk wat baie geduld en lewenslange deeglike poging vra. As ons hierdie verantwoordelikheid verwaarloos, bewys ons dat ons ontroue rentmeesters is. Geen verskoning is vir so 'n versuim vir God aanvaarbaar nie. Kom ons kyk weer na ons kinders. Maar as jy aan verwaarlosing skuldig is, moenie tou opgooi nie. Die vrou wat haar muntstuk verloor het, het gesoek totdat sy dit gekry het.
Deur liefde, geloof en baie gebed kan ons aanhou bid totdat ons kan sê, hier is ek en die kinders wat die Here aan my gegee het. Jesaja 8:18. Ons moet mekaar ondersteun en besef dat anders tot 'n mate ook ons kinders is. Ons is een groot familie. Kom ons gaan na ons vriende en bemoedig hulle en hulle seer vir hulle verlore kinders. Bid saam met hulle. Soos wat ons omgee liefde toeneem, sal die kapasiteit om lief te kry ook toeneem. Jy het dit gekry. As ons omgee liefde toeneem, sal ons kapasiteit om lief te kry ook toeneem. Daar is so baie werk wat ons vir ander kan doen. God se groot huishouding bestaan deur almal op aarde. Nie een van die kinders moet verwaarloos word nie. Waar ons ook al beweeg, sal ons munstukke kry wat gesoek moet word. Soek ons hierdie mense. Elke liewe dag ontmoet ons mense wat geen belang in godsdiens het nie. Pla hulle nie. Wat 'n soort belangstelling openbaar ons aan hulle. Gee ons vir hulle geestelike welsyn om. Dis iets om oor te dink en te korrigeer. Hou ons Jesus aan hulle voor as die heiland wat sondes vergewe, deur ons gedrag. Vertel ons hulle met die liefde van Jesus in ons hart, van 'n God se groot liefde vir hulle. Is dit nie mooi nie? Is hoe maar ek lees dit weer. Vertel ons hulle, die wat onverskillig is, met die liefde van Jesus in ons hart. En as Jesus in ons hart is, praat ons mooi hoor. Vertel ons hulle van God se groot liefde vir hulle. En liefde is seker die kosbaarste iets wat daar is. Wie kan die waarde van 'n siel bereken? Kan nie. Gaan na Getsemane waar Jesus alles in doodsangs vir ons deurgemaak het. Ek was so baie kere daar. Kyk net hoe slaan die sweet soos groot bloeddruppels op sy voorkop uit en val op die grond. Kom kyk waar hy aan die kruishout hang. Luister na daardie eensame wanhoopige geroep. My God, waarom het U my verlaat? En sy kop val op sy bors en hy sterf vir my. Kyk na sy verwonde gesig, sy deurboorde, sy verminkte hande en voete. Want hy het dit alles deurgemaak. Ten einde ons te kom red. Dis 'n omgee liefde hierdie. En dis wat in ons harte moet wees. Onthou net terwyl jy na Jesus aan die kruis kyk, dat hy dit net vir jou alleen sou kom sterf het. Vir jou alleen. Dis 'n groot gedagte. Wanneer ons 'n verhouding met hom het, sal ons soos hy oor elke mens begin voel. Jy sal vir ander mense dieselfde liefde voel as wat hy vir jou gevoel het. Maar jy moet eers daai ervaring kry, hoe lief is hy vir jou, voordat jy ander mense ook kan lief kry. Dan sal ons mense vir wie Jesus kom sterf het, nie wegstoot nie, maar eerder na ons en na hom aantrek. Niemand sou vir God gered word as Jesus nie bemoeienis met hulle gemaak het nie. En dis ook net met persoonlike biddende kontak dat ons mense vir die hemel kan wen. Wanneer jy sien dat hulle verlore gaan, sou jy nie onverskillig teenoor hulle staan nie. Hoe groter die sonde, hoe dieper die wonde, hoe ernstiger en groter sal ons pogings wees om hulle te help, nie om te verstoot nie. Jy sal sien watter lyding hulle deurmaak omdat hulle teen God gesondig het en nou onder 'n swaar las met sondeskuld worstel. Jou hart sal na hulle uitgaan en jy sal hulle ondersteun, nie verstoot nie. Jy sal hulle in arms van geloof en liefde na Jesus toe bring. Jy sal na hulle omsien en jou simpatie, aanmoediging en vertroue sal dit vir hulle moeilik maak
om weer af te dwaal. Engele staan gereed om ons te ondersteun. Jy gaan dit in jou eie krag doen nie. Engele staan gereed om jou te help. Al die hulpmiddels van die hemel is tot ons beskikking wanneer ons mense vir die Here probeer wen. En wanneer iemand na die Here gelei word, juig die hemele. Serafs en gerubs speel op hulle harpe en sing lofliedere tot eer van God en die Lam. Vir hulle genade en liefdevolle goedheid vir die verlore mensdom. Sondaars wat gered word. Is die mooiste klank in die ore van God die Vader. Mag ons mooi klanke in sy ore maak deur ons toewyding. Die gelykenis van die verlore skaap, muntstuk en seun verduidelik vir ons die unieke jammerliefde vir die verskillende weggedwaaldes. Hy versaak hulle nie in hulle verplettering nie. Sy tere simpatie en goedheid teenoor die mens wat aan die versoekings van die vyand blootgestel word, is verstommend. Is verstommend hoe hy belangstel in verlorenes. Volgende keer, dit gaan mooi wees, die verlore seun. In die gelykenis van die verlore seun sien ons hoe die Here teenoor die sondaar optree wat van hom in sy liefde weggedwaal het. Jy van sy liefde weggedwaal. Mense wat toegelaat het dat die vyand hulle gevange geneem het. Ons dien 'n groot en heerlike verlossende God. Liefdevolle Vader, jy weet wat het in ons gesinne gebeur. As van ons kinders en kleinkinders, ons eie kinders wat nie weet hulle is verlore nie. Ag, ek bid U, help ons om nie op te opput nie, maar hulle te gaan soek soos wat U ons soek. In Jesus naam. Amen.